Vir ons tweede resep vandag op Dolstroom gaan ons 'n klein bietjie van die rustiek meng met die luxe. Ons gaan 2 forelle wat ons heel dag gesoeg het om te vang. Julle kan sien die son is amper onder. Gaan ons amper in die vlamme gaar maak en dan gaan ons dit later bedien met 'n ongelooflike luxe truffle hollandaise. So baie eenvoudig. Al wat ons nodig het hierso, ons 2 forelle. Julle kan sien, hulle is klaar skoon gemaak. Op die rooster. Reguit na warm vuur toe. Kom ons begin aan die velkant eerste. Ek seker het almal al gehoor van 'n staan rib, weet jy al 'n staan vis gedoen. So ons moet net kyk na ons visie, ons het sukses. Ons het 'n ongelooflike warm hitte. So hou maar dop. Dis al klaar begin sien, as jy daai swart in die oorste kry, dan is hy reg, dan kort hy net 'n vinnige omdraai. Daai vis lyk vir my pragtig aan daai kant, jy kan sien. Ons gaan hom letterlik omdraai vir miskien 2 minute. Daai visie is reg. Ons gaan hom afhaal en dan gaan ons binne toe gaan om ons luxe gedeelte te gaan maak, die truffle hollandaise. Ons begin natuurlik met die eiergeel. Agter my op die stoof wat ek nou vir julle gaan wys, is daar botter wat gesmelt het en warm is. En ons gaan die hele proses doen bo-oor water. So ons praat van 'n double boil. So ons gaan die eiers gaar maak saam met die botter sodat die sous mekaar kan bly. So dink ek is die belangrikste stap van hollandaise maak wat baie mense baie keer verkeerd kry. So wat ons gaan doen is ons eiergele binne in 'n bak. Ons het water wat op die stoof was, klein bietjie water wat ons gaan in die pan sit. Ons begin dit klein bietjie van die kookwater wat binne in die pan is, wat ons by ons eier gooi. Die water is by en die hele doel hierso is om hierdie eiergele amper te kook tot dit begin wit word. So as jou eiergeel stabiel en oomblik wanneer jy botter begin bygooi, dan gaan jy nie 'n mengsel kry wat sommer gaan skif nie. Jy sal sien oomblik wanneer jou bak te warm raak, dan kan jy hom afhaal, jy kan altyd die bak terugsit, maar jy wil nie met te veel hitte sit binne in jou bak nie. Die proses dink ek is baie belangrik. Ek dink baie keer vergeet mense om die eier gaar te maak. As jy nie die eier hier gaar maak nie, dan beteken dit jou botter moet amper kookpunt wees om eier gaar te kry. En onthou ook, hoe meer jy hollandaise maak en hoe meer jy kos maak, sal jy begin verstaan dat jy werk met bestanddele wat elke keer kan verskil. So jou eiergeel kan groter wees, jou botter kan anderster wees, die bak waarin jy werk kan anderster wees. Iets baie eenvoudig en snaaks soos waar kook jy, kan die kookpunt van water laat verskil. So moenie haastig wees nie, geniet die proses. Dit mag dalk 3 minute langer vat, maar jy gaan 'n fantastiese produk hê op die einde van die dag. Dat die volgende deel is definitief nie 'n one-man job nie. So ek het iemand nodig om my te kom help. Hallo Jana. Jy gaan vir my asseblief die botter van die kant af stadig bygooi terwyl ek whisk. Okay, stop. Baie belangrik soos julle kan sien, die oomblik wanneer dit lyk asof hy gaan begin skif omdat die botter te vinnig bygegooi was, moet ons 'n klein bietjie water bygooi net om die proses weer stabiel te maak. So jy kan net hier agter jou leun, sommer hier so die warm water. Nou gooi net vir ons 'n tikseltjie warm water by. Daai is 100% en dan kan ons weer 'n klein bietjie botter begin bygooi. Dink jy stadiger asseblief. Great. Ek sê vir mense, die oomblik wanneer jy niks meer rou eiergeel kan proe nie, weet jy is op 'n goeie plek. Ek proe geen eiergeel nie, jy kan proe. Ek seker Janus sal kan beamoen, hy's redelik sout en dit gaan oor die botter wat ons gebruik het. So as jy 'n botter gebruik, ongesoute botter gebruik, gaan natuurlik weer met sout. As jy sout botter gebruik, geen sout nodig in die resep nie. Wil ek ook sien hy's redelik dik, maar dis 'n goeie ding, want ons gaan nou hollandaise maak. Die stadium is met botter en eiergele. So 'n ding wat 'n hollandaise maak is natuurlik suurlemoensap. Dankie Jana. Jy moet wanneer jy die suurlemoensap bygooi, gaan dit natuurlik 'n klein bietjie dunner word. Ons proe dit weer. En ek kook nog 'n bietjie.
En ek het vir julle gesê, ons gaan die rustiek, die P4 gaan ons meng met 'n klein bietjie leksheid. So 'n druppel truffelolie. Mense vra baie keer vir my, wat is soos truffel? En die eenvoudige antwoord is, daar is niks soos truffel nie. Dis een van die unieke smake in die wêreld en dis hoekom dit so gesog is, want daar is niks wat soos dit ruik nie, daar's niks wat soos dit proe nie. Enigiets wat baie rar is mos maar altyd uniek en is skaars en is gewoonlik lekker. Wees versigtig, jy het reg nie baie nodig nie. Ek sou sê so 5 druppels. Hierdie is ook truffelolie wat gemeng is met olyfolie. So dit is so ongelooflik sterk nie. As jy gelukkig genoeg is om vars truffels te hê of regte truffelolie, sal dit definitief net 'n druppel of 2 werk. Hierdie is 5 druppels. Ek wens julle kon dit ruik. Dit is ongelooflik. Die volgende deel van hierdie dis, hoe ons hom gaan bymekaar sit, gaan ek vir julle nou wys. So ja, vir my 5 minute en dan eet ons heerlik. Julle, ek kan nie wag om hierdie dis mekaar te sit nie. Ons vis wat ons gedoen het, ons staanvis, ons leksheid, ons truffel hollandaise. Kom ons kry hom op 'n bord. Jy kan sommer 'n mengsel gebruik van met jou vingerwerk, met 'n mes. Ons wil klein stukkies van hierdie afval. Dit lyk asof ons in 'n fine dining restaurant pleit. 'n Staanvis. Die geur en van daai rook, daai warm hitte, is regtig iets heeltemal anderster. Ek dink dis 'n ongelooflike ding van kos maak. Jy gaan nooit te oud wees of te veel kos gemaak het om iets nuuts te leer of om iets nuuts te maak nie. Dis seker een van die redes hoekom ek nog steeds binne kon bystaan 25 jaar na ek begin het. Ek kan nie wag vir almal om te proe hoe proe ons staanvis met truffel hollandaise. Net voor ons hierdie gaan eet, wil ek net byvoeg dat daai is een visie, so as jy dit net so 'n voorgereg wil eet, sal dit fantasties wees. Ons hou so 'n ongelooflike ryk dis. Natuurlik is daar 2, so jy kan 'n groot vis op elke bord sit, maar iets eenvoudig. Daai groen boontjies, daai aardappel wat ons bedien het vroeër saam met ons ander forel, so baie goed werk daar. Of net 'n groot eenvoudige groen slaai langs die kant sal ook fantasties wees. Maar ja, jy kan dit net so eet en jy sal 'n fantastiese maaltyd hê. Maar as jy voel jy ietsie bysit, hou dit by iets eenvoudigs.